anti-communiste van die verlede is amper die voorouers van die Kairos netwerk of die groepering in die NG Kerk nou vandag. Ek dink dit is baie maklik vir geskiedskrywing om deel uit te maak van 'n metanarratief van 'n nuwe Suid-Afrika en 'n skep van 'n idee van wat die land behoort te wees en amper 'n mite daar te stel van ons verhaal. Die interpretasie berus nie op jou eie opinie nie, maar deur die meganismes wat ons ingebou het as 'n vakgebied om by 'n gebalanseerde maar 'n deel van die waarheid uit te kom. Goeiedag my Christenvriende en welkom terug hier by die Instituut vir Reformatie in Suid-Afrika. Vriende, die 5de Julie is daar by die Kunstefees in die Vrystaat in Bloemfontein 'n boekbespreking wat deur Dominee Jan Lubbe gelei gaan word en hy voer 'n gesprek met 'n jong nuwe talentvolle kerkhistorikus Roan Fourie wat in Bloemfontein studeer het en hierdie boek het onlangs van hom verskyn, Studies in Fascism and the Far Right, Christian Nationalism and Anti-Communism in 20th Century South Africa. En wat besonder interessant van hierdie boek is, daar's baie dinge interessant van hierdie boek wat ek begin deurwerk het, is dat die vriende wat hom bygestaan het vir hierdie projek is 'n klomp van die senior leiers wat tans 'n baie besondere belangrike rol by die algemene sinode van die NG Kerk speel. Mense soos Kobus van Wyngaard, Dr. Mias van Jaarsveld wat ek gehoor het wat nou by CLF die uitgewery is in die Kaap, Dr. Louis van der Riet, Jaco Strydom en so voorts. En wat baie interessant is, die bespreking wat hy hierin doen gaan oor die anti-kommunistiese beweging, hoofsaaklik in die NG Kerk, die Nasionale Party, die opkoms van apartheid, die Bybelse regverdiging daarvan. So dis 'n besondere interessante bespreking daarvan. Baie bronmateriaal wat enige iemand, al verskil jy met hom, baie informatief sal vind. Waarop ek bietjie wil infokus en kritiese vrae vandag vra, is die laaste gedeelte van hierdie boek, waar hy dit nou baie spesifiek wil die lyne trek tot vandag toe in die NG Kerk. En daar maak hy besondere kontensieuse, kontroversiële konklusies. Onder meer, as jy nou van die Namibiese sinode is, of van die meer konservatiewe sinodes, of jy is nou 'n paar prominente ouens wat opstaan, julle gemeente doleer, dan sê hy dat jy is eintlik deel van hierdie fringe far-right beweging in die kerk, wat destyds apartheid ondersteun het, Bybels regverdig het, en konseptueel is julle eintlik nou maar net besig met dieselfde ding, maar nou gaan dit oor selfde geslagverhoudinge en julle wil die kerk nou kaap met julle agenda. Dit is die groot prentjie wat jy kry as jy die laaste gedeelte van die boek deurwerk en bestudeer. Nou, wat ek wil doen is, ek kan nou ongelukkig nie in Bloemfontein wees vir hierdie akademiese gesprek nie. As jy in Bloemfontein of in die Vrystaat is en tyd het om te gaan luister, kan dit interessant wees, miskien gaan ek 'n paar dingetjies vandag met jou deel wat 'n mens goeie kritiese vrae kan vra. Dr. Roan het nou gesê mos in daai onderhoud dat 'n mens moet gebalanseerd werk met die geskiedenis. Jy moenie sommer net 'n nuwe Suid-Afrika mite skep om by uit te kom nie. Mens moet probeer om metodes te volg, dat jy dit doen op 'n verantwoordelike manier. Ek dink dit is baie maklik vir geskiedskrywing om deel uit te maak van 'n metanarratief van 'n nuwe Suid-Afrika en 'n skep van 'n idee van wat die land behoort te wees en amper 'n mite daar te stel van ons verhaal. Die interpretasie berus nie op jou eie opinie nie, maar deur die meganismes wat ons ingebou het as 'n vakgebied. Metodologie en indien wel teoretiese raamwerk te gebruik om by 'n gebalanseerde maar 'n deel van die waarheid uit te kom. Ek dink daar is gesprek, dis 'n akademiese gesprek hierdie, dat 'n mens kan kritiese vrae vra in hierdie hele proses. So wat ek wil doen is, ek gaan 'n paar stukkies wat my opgeval het bietjie met jou deel, en dan wil ek 'n gedeelte wat vir my
basies totaal afwesig was in hierdie hele boek, wil ek bietjie met jou deel. En dit gaan 'n gedeelte uit professor Benny Keet wees. Julle sal weet, ons het verlede jaar hierdie boek is gepubliseer, waar ons 'n klompie van prof Benny Keet se primêre werke geherpubliseer het. Ek gaan 'n stukkie hieruit lees aan die einde, en dan ook 'n stukkie blik van prof Willie Jonker, gaan ek so 'n stukkie lees. Twee figure wat ek dink wat nie werklik tot hulle regmatige plek gekom het in hierdie werk nie. Nou goed, kom ons begin. Net so 'n paar stukkies, hy beskryf nou die opkoms van die anti-kommunisme, baie interessant, quote Foster, Andri Streernicht, 'n beweging teen die kommunisme en so aan. Daai gedeeltes dink ek kan enige ou gaan lees en baie informatief vind in die boek. Wat interessant is, hy maak ontsettend baie van Cottesloe. Julle sal onthou Cottesloe in 1960 kerke het bymekaar gekom, insluitende die NG Kerk, hulle uitgespreek het teen rasisme en so aan. En dan was daar natuurlik nou Dr. Verwoerd wat daarteen kapsie gemaak het. 'n Baie belangrike gebeurtenis in die geskiedenis van veral die NG Kerk. En dan sal julle nou weet, was daar nou 'n terugkap gewees en uiteindelik sal julle weet, ons het gekry 'n rasvolke nasie wat die algemene sinode apartheid Bybels regverdig het en sovoorts. En daai prentjie word geteken van 'n beweging wat van die voormanne in die kerk van bo af met mag die sinodes beheer en bestuur het. En 'n klomp van daai dinge kan 'n mens mee saamstem hoe hy dit beskrywe het. Maar nou, dan pas hy dit toe op die huidige gebeure in die NG Kerk. En ek wil so 'n bietjie daar vir jou 'n paar stukkies met jou deel, wat jy nou kan gaan deurlees ook as jy tyd het en as jy wil, jy gaan die voordrag bywoon. Hier's nou ongelukkig nie op die internet weergawe bladsy nommers nie, so ek gaan maar net 'n paar stukkies vir jou lees. So, hy sluit die besprekings af van die anti-kommunistiese beweging in die NG Kerk tot hier in die 1990s en dan pas hy dit nou toe op wat nou die afgelope 20 jaar of so in die NG Kerk gebeur. En hy pas dit baie spesifiek toe op selfde geslagverhoudinge, die gesag van die skrif en wat nou besig is om in die NG Kerk te gebeur. So hy sluit af en hy praat van 'n racist conservative right wing in die Dutch Reformed Church en dan sê hy, but it was in the Dutch Reformed Church grappling with same-sex marriages where moral anti-communism manifests itself the harshest in a post-apartheid South Africa. So hy wil argumenteer dat die anti-kommuniste wat apartheid ondersteun het, is dieselfde mense wat nou vandag selfde geslagverhoudinge verwerp. Die mense wat gesê die Bybel leer ons dat apartheid Bybels regverdigbaar is dieselfde mense wat nou sê dat die Bybel veroordeel selfde geslagverhoudinge. Dis die prentjie wat hy probeer vir ons gee en dan noem hy hulle 'n fringe right-wing reactionary group in the church. En hy daai woord gebruik hy soos 'n mantra 'n klomp keer, 'n fringe right-wing. Julle is right-wing, julle is right-wing. So hy gebruik dit as 'n woord om mense te probeer definieer ook. En dan gee hy 'n paar voorbeelde wat hy aanhaal van mense om nou sy punt te bewys en ek het dit gaan deurwerk. My verstaan is dat hy ook maar so 'n bietjie die Engelse gesegde cherry pick, 'n klomp wat om sy punte illustreer. Dis nou juist waar ons gaan uitkom nou by Keet. En dan sê hy byvoorbeeld op 'n volgende bladsy in a repeat of the post-Cottesloe reaction described in chapter 3. Cottesloe was nou 1960 en hy Verwoerd en die synodes wat nou die kerk opgeroep het om te reageer teen Cottesloe en hierdie anti-kommunistiese beweging in 'n repeat, hy sê hier's nou 'n herhaling van wat daar gebeur het. The conservative continuance of the Dutch Reformed Church, such as the West Transvaal and Namibian synods, hy sê West Transvaal, maar dis nie meer West Transvaal nie, het mos nou 'n nuwe naam vir hulle gegee. They criticized the General Synod's decision and distanced themselves from it. Dit was die 2015 se algemene sinode wat selfde geslagverhoudings nou goedgekeur het dat plaaslike gemeentes kan self besluit. So dis nie meer verkeerd
die algemene sinode nie. Elke gemeente het nou die reg om self te besluit daaroor. En dan bietjie verder aangegaan waar hy dan praat van 2019, praat hy van Nelis Janse van Rensburg, en 'n paar keer kom hy op vir Nelis Janse van Rensburg. 2019, same-sex relations gave congregations the option to determine their own position on queer members in leadership and same-sex marriage. Again, hoor nou weer, à la post-Cottesloe, weer hierdie anti-communistiese apartheid ondersteunende groep in die kerk, an uncompromising conservative bloc started to organize against this lukewarm position. En dan skryf hy nou oor Christene wat nou by die Amerikaanse far-right aansluiting vind, ouens wat opstaan teen Planned Parenthood. Planned Parenthood is waar babatjies kan geaborteer word, en gender confusion, ouens wat daarteen opstaan. So as jy by die Bybelse verstaan van huwelik tussen man en vrou staan, en as jy glo dat die queer beweging is onbybels, dan is jy nou deel van 'n far-right fringe in die kerk. En dan kom hy nou hierop weer vir Nelis Janse van Rensburg, wat sê dat hy rightly claim that they were targeting a liberal straw man. So hy kom die hele tyd op vir Nelis Janse van Rensburg gesê wat die kerk is nie teologies liberaal nie. Nou ons het al 'n program gemaak oor wat is teologiese liberalisme. Ek gaan nie nou daarop ingaan nie, maar kom ons toets net gou-gou voordat ons aangaan. Hierdie ding van Nelis Janse van Rensburg wat gesê het dit is 'n liberal straw man. Daar's nie teologiese liberalisme in die NG Kerk nie. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. Onthou julle hierdie boek, Dr. Ben de Tooy. Van 2001 af, aangestel in senior poste in die NG Kerk. In hierdie boek ontken hy die maagdelike verwekking, die wonderwerke, die bestaan van die duiwel. Die opstanding word radikaal geherinterpreteer, en julle weet, vandag is hy 'n post-theïs. Net toe hy aftree, toe het hy 'n post-theïs geword. Hy was ook instrumenteel om homoseksuele huwelike aan te beveel in 2006-7 saam met Dr. Kobus Gerber. In hierdie boek, professor Louis Jonker van Stellenbosch sê dit maak nie vir hom saak of die opstanding histories plaasgevind het nie. Dit is 'n geestelike waarheid. Julle kan dit lees op bladsy 24 tot 26. Onthou julle Prof. Julian Miller, wat sê, jy kan maar die opstanding 'n metafoor ook maak. Hy verwerp ook Jesus Christus wat die oordeel van God in ons plek gedra het. Hy skryf hier ook oor ons verstaan van God. Sê hy, ons het dit self geskep en dit toe gekanoniseer byvoorbeeld. Ons kan selfs 'n bietjie teruggaan, onthou julle vir professor Ferdinand Deist. Hy vertel in hierdie boekie in 1993, as ek reg onthou, vertel hy hoe dat hy in 'n preek sit van die beroemde Rudolf Bultmann, wat sê die opstanding is nog mitologies, hy glo nie in wonderwerke nie, en Jesus staan net geestelik in jou hart op, maar die vroue by die graf, dis latere legendes. Hy was toegelaat as gelegitimeerde in die NG Kerk om dit te verkondig. Nou is die vraag, is dit alles 'n liberal straw man? Jy moet self besluit of jy dink dit is alles 'n liberal straw man. Nou goed, kom ons gaan gou aan. Ek wil gou gaan na die laaste bladsy. En dit is waar Roan nogal baie sterk standpunt inneem teen wat hy noem die right-wing language, wat nou in hierdie bekommerde kringe in die NG Kerk is. En hy noem baie spesifiek, noem hy 'n young Dutch Reformed minister of Namibia. Nou ek wonder, ek vermoed dat hierdie young Dutch Reformed Church minister is waarskynlik so klein bietjie ouer as Roan self. Kan verkeerd wees. Maar ek weet dat De Boale het daarom 'n paar kinders al. En dan praat hy nou hier van 'n video wat De Boale oor die woke beweging gemaak het, en Roan is beswaard oor die manier hoe hy dit nou gedefinieer het. Dan haal hy ook hier aan die heel einde, baie interessant, haal hy aan vir die eerste gemeente wat hulle verhouding met die synodes opgeskort het.
En dis natuurlik Tafelberg gemeente waar Dr. Chris Simon hulle is. En hy noem hulle ook nou hierdie anti-kommunistiese groep en die persepsie wat jy kry is, hulle is die ouens wat apartheid ondersteun het. En hulle is nou die gemeente wat nou opskort met die algemene sinode wat teen selfde geslagverhoudinge en sovoorts is. Daar's een belangrike fout hierso. Hy sê, ek lees vir jou die laaste stukkie. Hy sê, perhaps the loudest reverberation of the Dutch Reformed Church anti-communist past came on July 2023. The Dutch Reformed Church congregation of Tafelberg in Cape Town gathered under a new name, the Vrye Gemeente Tafelberg, the Free Congregation Tafelberg, after it became the first church to formally break its ties with the Dutch Reformed Church. Dit is natuurlik 'n leuen hierdie. Dis nie waar nie. They did not break its ties. They suspended it. En daar's 'n baie belangrike verskil. Hulle het nie bedank nie. Hulle het nie geskeur nie. Hulle het gesê, ek skort my verhouding op totdat daar bekering kom van die sinode en die ringse kant. Daar's 'n baie belangrike verskil tussen dit. Nou, kom ons kyk gou dan. Dit is dan nou 'n inleidende besprekingkie oor 'n paar aspekte wat hier vir ons geteken word. Nou, voordat ek inspring en 'n stuk vir ons lees uit ons boek van Prof Benny Keet, wil ek tog net eers ietsie sê oor professor Willie Jonker. Nou, laat ek so 1 of 2 boekies vir jou wys. Prof Willie Jonker, kry hierdie boek gerus. Christus die Middelaar, fantastiese boek. Daar's 'n webtuiste vir Prof Willie Jonker se boeke. Prof Willie Jonker studeer in Nederland. Hy kom terug en hy word aangestel by die Suid-Transvaal Sinode as die aktuarius. Hy skrywe in sy boek, selfs die kerk kan verander, skrywe hy oor Kottesloe. Julle het nou gehoor, ons het oor Kottesloe mos gepraat, nee. Kottesloe, die kerk wat so opgestaan het teen Kottesloe, nee. Willie Jonker skrywe, aanhaal, by my was daar geen twyfel dat die uitsprake van Kottesloe korrek was nie. Prof Willie Jonker is 'n gereformeerde dogmatikus. Hy het by Berghouwer by die Vrye Universiteit studeer. En hier stel hy sy standpunt, en toe hy aangestel is as aktuarius van die Suid-Transvaal Sinode in 1962, hoor wat sê hy hier? Hy sê, een van die eerste dinge wat ek verander het, was die artikel oor die lidmaatskap van die kerk, die berugte artikel 3. Die artikel het bepaal dat slegs blanke persone lidmate van die kerk mag wees. Dis nou 1962 hierdie. Hy sê, ek het dit destyds egter eenvoudig weggelaat en my gestaal vir 'n diskussie daaroor in die sinode. Wat het hier gebeur? Prof Willie Jonker kom terug uit Nederland uit. Hy staan by Sola Scriptura onder die gesag van die skrif. Hy staan in die reformatoriese erfenis van Berghouwer en Bavink, en hy kom en hy haal daardie rassistiese gedeelte uit die kerkorde uit. Nou, wat het Prof Willie Jonker geleer oor die huwelik en oor selfde geslagverhoudinge? Ek vat jou na die kommentaar wat professor Willie Jonker geskrywe het oor hierdie saak, en baie belangrik om te lees hiervan bladsy 38 af. Hy praat van Paulus wat geweet het, wat in die Grieks-Romeinse samelewing plaasgevind het oor hierdie sake. Nou kom ek lees net vir jou 'n paar van die tekste en dan Prof Willie Jonker se kommentaar daarop. Bladsy 34 haal hy aan uit Romeine 1, aanhaling. Want die toorn van God word van die hemel af openbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk, omdat wat van God geken kan word in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar. En dan vers 22, terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword en die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens. Nou op bladsy 38 skryf hy soos volg. Die ergste is dat die mense daarby voorgee dat hulle wys is. Menslike wysheid spog altyd met homself en sien op die openbaring van God
neer. 1 Korintiërs 1 vers 20. Die menslike wysheid spog daarmee. Jy moet self besluit, maar herinner dit jou nie dalk aan die Pride Month, waar die ouens hierdie optogte in die strate het. Die woord pride is trots. Hier skryf Prof Willie Jonker, menslike wysheid spog altyd met homself en sien op die openbaring van God neer. Menslike wysheid sonder die lig van Gods openbaring is egter dwaasheid. Bietjie verder af, vers 23, van God kan die mens nie wegkom nie, maar hy maak in sy dwaasheid van God allerlei verkeerde voorstellinge. Soos Israel by Sinai verruil hulle die heerlikheid van God, waarmee bedoel word God self. Hulle verruil die heerlikheid van God en hulle verruil God self vir 'n afbeelding waarin die mens sy eie idee van God tot uitdrukking bring. Die woorde gelykvormigheid van die beeld is in Grieks letterlik 'n beeld van 'n beeld. Dus, dit is 'n fantasiebeeld. Prof Willie Jonker sê hier dus eintlik, hier word 'n fantasiebeeld van God geskep, wanneer jy die skepingsorde gaan verdraai, om aan te pas by die mens. Die mens vereer in sy dwaasheid 'n fantasiebeeld, 'n loutere versinsel, in plaas van die lewende God. Bietjie later vers 25 sê Prof Willie Jonker, om van God weg te draai, om die waarheid van God te verruil vir die leuen, is die wortelsonde waaruit alle forme van wetteloosheid voortvloei. Alle verwerping van Gods waarheid loop daarop uit dat die skepsel vereer en gedien word bo die Skepper. Vriende, met groot respek en deernis en liefde wil 'n mens saamstem met Prof Willie Jonker en sê, ons skep ons eie afgod wanneer ons God se openbaring, die skepingsorde van God gaan omdraai om aan te pas by die mens. Dis 'n afgod wat jy skep. Vers 26-27, laaste stukkie. Waar die liefde tot God nie bestaan nie, verword ook die onderlinge liefde tussen die mense. Die seksuele perversiteite is vir alle openbaring van die vervanging van die natuurlike liefde deur die teennatuurlike. Paulus noem hier die homoseksualiteit by vroue en mans as uiterste voorbeeld van die verwording van die natuurlike medemenslikheid. Vriende, kom ons gaan nou na Prof B.B. Keet, Prof Benny Keet, en julle sal weet dat ons werk al 'n klompie jare aan Prof B.B. Keet. Hier is 'n paar van sy primêre boeke, hier sy boekie geskrywe Suid-Afrika waarheen 1955. Tussen hakies, hy het al 1949 in die kerkbode hom uitgespreek teen die Bybelse regverdiging van apartheid. In hierdie boek sedelike vraagstukke. Hy het oor die kommunisme geskryf, hy het oor die kapitalisme geskryf, en tussen hakies, hy het die kommunisme verwerp, en hy het ook die onbybelse aspekte van die kapitalisme het hy verwerp. So dis 'n belangrike kwalifikasie, en ek vind nie iets hiervan in die boek van Dr. Roan Fourie nie, maar kom ek lees vir jou dan nou 'n hoofstuk uit ons Keetboek wat ek dink baie relevant is vir hierdie hele aksent van anti-kommunisme wat die Bybelse apartheid ondersteun het in die NG Kerk, en die persepsie dat dit nou dieselfde groep is wat nou by die huwelik staan tussen man en vrou en wat nou beswaard is teen die rigting van die algemene sinode. Ek gaan vir ons lees 'n paar bladsye, en jy kan net lekker luister waar professor B.B. Keet geskryf het oor die gevare van die marxisme en hoe dit binne in die kerk inkom. Prof B.B. Keet, wat opgestaan het teen apartheid, wat opgestaan het vir die huwelik, wat die verkeerde onbybelse aspekte van die kapitalisme ook verwerp het. Hier skryf hy oor die marxisme en die gevare in die kerk. En die hoofstuk wat ek vir jou gaan lees is hoofstuk 9, waar ons het natuurlik nou begin inleiding van Willie Jonker, Johan Heinz en sovoorts. Hoofstuk 9, B.B. Keet en 'n marxistiese
queer revolusie. Inleiding, Willie Jonker en Johan Heinz se kommer. In 1985, 11 jaar na die afsterwe van Prof Benny Keet, het Prof Willie Jonker, wat op daardie stadium Keet se leerstoel beklee het, een van die belangrikste bydraes gelewer tydens die feesvieringe vir die 125-jarige bestaan van Stellenbosch se teologiese seminarium. In sy bydrae tot die feesbundel Op die Breeklyn, ek het die boek hierso, dit was hierdie boek gewees, skryf Jonker onder meer oor die ontkersteningsproses in die Weste, die opkoms van die derde wêreld en die ontstaan van 'n aantal genetief teologieë. Nou op daardie tydstip was die bekendste genetief teologie die teologie van bevryding en revolusie met sy oorsprong in die filosofie van Karl Marx. Vandag kan ons byvoeg die feminisme, die LGBTQ+ beweging, queer theory, critical race theory en Black Lives Matter bewegings wat ook 'n nuwe marxistiese raamwerk en modus operandi deel. In sy bydrae het Jonker pertinent daarop gewys dat die genetiese teologie niks minder op die oog het nie as 'n radikale omgooi van die roer van die skip van die Christelike kerk om in 'n ander koers te vaar. Let op, hy praat nie van een segment van die kerk nie, hy praat van die totale Christelike kerk in die wêreld. Nou met sy aftrede in 1993 het professor Johan Heinz op soortgelyke wyse sy ernstige kommer uitgespreek oor hierdie genetief teologie, waaronder die teologie van bevryding, die teologie van revolusie, die teologie van kultuur. Nou sê hy, baie belangrik, hoor hoe definieer hy die probleem met hierdie soort teologie wat die marxisme insluit. Hierdie teologie het Heinz aangevoer, aanhaling, tas die Bybelse kwaliteit van die teologie aan. Eerder as om die teologie van binne uit, dit wil sê vanuit die Bybelse boodskap self te probeer verstaan, word die teologie van buite af, dit wil sê vanuit 'n bepaalde kultuursituasie geïnterpreteer en daarom ook vir 'n bepaalde politieke doel gemanipuleer. Hoor julle wat sê Heinz hier? Hierdie brille, insluitende die marxisme, is 'n bril wat die skrif gaan manipuleer. Nou, kom ons gaan 'n bietjie vorentoe. Nou praat ons van die queer opmars in Suid-Afrika. Waar Jonker met die 125-jarige bestaan van die seminarium die hoop uitgespreek het dat daar oor 25 jaar, dit was toe nou 2010, steeds aan die woord van God getrou gebly sal word en dat die kerk met waarheid gedien sal word, het die manipulasie van buite af waarteen Heinz en Jonker gewaarsku het, die kerk van binne verlam en teen 2022 'n hoogtepunt bereik met die berugte Queering the Prophet konferensie in Stellenbosch, waar kerklike en teoloë van reg oor Suid-Afrika die genetief teologie omhels het. Wêreldwyd word gemeenskappe in twee groepe verdeel. Die wat daarvoor is en die wat daarteen is. Dis baie belangrike ding hierdie. Dis hierdie klassestryd. Ons gaan nou 'n bietjie daarby verder kom. Maar dit is eintlik nogal ironies. Dit lyk vir 'n mens dat hierdie publikasie van Roan Fourie probeer praat van hierdie anti-kommunistiese groep en dat hulle in die nuwe Suid-Afrika ook hierdie ons hele klassestryd tussen mekaar het en dat hy hulle eintlik daarom wil veroordeel. Maar die interessante ding is, hier sien ons dat hierdie klassestryd is eintlik 'n marxistiese ding. En ons gaan nou sien hoe dit van die algemene sinode en van bo af met mag afgedruk en afgeforceer word na onder toe. Vanuit 'n bepaalde kultuursituasie met 'n bepaalde politieke doel het hierdie soort manipulasie alreeds sedert 1995 momentum begin kry in Suid-Afrika. 'n Nuwe Testamentikus van Stellenbosch, dis professor Jeremy Pant,
het in 2005 'n akademiese voordrag gelewer om die binnewerking van die queer-teorie te beskryf. Hy sê, queer-teorie ontleed sosiale dinamika en magstrukture en daag uit en dekonstrueer alle aansprake op normaliteit. Niks is natuurlik nie en heteroseksualiteit is nie op een of ander simplistiese manier die uiteindelike natuurlike seksuele oriëntasie om vanuit te leef nie. Geslag en seks en geslagsidentiteit is illusionêr. Seksuele identiteit is 'n kulturele versinsel. Sluit die aanhalingsteken. In die queer-teorie vind ons 'n gevaarlike vriendelike Jesus wat beslis queer is en nooit vasgevat kan word nie. Hierdie queer Jesus verteenwoordig 'n proses teen vaste kategorieë en bevestiging dat alle kategorieë van identiteit histories en sosiaal gekonstrueer is. Dit is die bedoeling van die queer-teorie om die sentrale pilaar van die moderne samelewing, heteronormativiteit, te kritiseer. En het dus onteenseglik 'n politieke doel. Onthou julle nou wat hy Heinz gesê, daar's 'n politieke agenda wat die kerk gaan manipuleer. Nou, kom ons kom bietjie nou na die synodes van die NG Kerk, om te sien en te kyk of dit begin gebeur het, ja of nee. Kom ons lees 'n stukkie. Die afgelope paar jaar wapper die Pride vlag trots by staatsuniversiteite terwyl kerkleiers en veral die NG Kerk juig liefde is liefde om hulle nuutgevonde solidariteit te toon. Vanaf 2017 is daar gendereenhede by staatsuniversiteite in Suid-Afrika ontplooi wat doelgerig en aktief studente en gemeenskappe wil oortuig dat biologie niks te maak het met of jy manlik of vroulik is nie. Studente word nie net doelbewus geleer gender is gekonstrueer nie, daar word ook beurse beskikbaar gestel vir verdere studie. Die Wes-Kaapse Synode en ook nou die Algemene Synode van die NG Kerk het selfs 'n gendergeregtigheid taakspan waar die doelstelling is om ruimte te skep waar almal floreer. Volgens die agenda word gesê, ons glo dit sal gebeur daar waar ons ten opsigte van gender, lyflikheid, seksualiteit en teologie saam ontdek, ontwrig, rekonstrueer, genees, vier. Pertinent word daarop gewys dat om hierdie uitkomste te verwesenlik, die taakspan onderrig en toerusting gaan ontwikkel. Integrasie tussen gender, seksualiteit en teologie bevorder, ongemaak deel van die sisteem maak en 'n prominente plek skep vir vroue en LGBTQ+ persone. Meer nog, hulle gaan hierdie uitkomste selfs polisieer deur 'n aanmeldingsliggaam en voeg dan by: indien jy beleef dat iemand nie hierby hou nie, kontak asseblief en dan met 2 predikante se kontak besonderhede. Dit alles geskied in samewerking met Gender Equity and Reconciliation International, GenderWorks en Inclusive and Affirming Ministries as deel van Faith Action, 'n interkerklike sowel as nou belangrik, 'n intergodsdienstige netwerkinisiatief. Die feminisme, postmodernisme, die LGBTQ+ en queerbeweging het met mekaar vervleg geword en het hande gevat om alle grense oor te steek en die ganse Christelike kerk in 'n totaal ander rigting te stuur. Klink dit so bietjie soos die profetiese waarskuwing van Prof Willie Jonker. Die huidige genderrevolusie wat vanaf regeringsvlak by universiteite, die NG Kerk, skole, besighede en selfs supermarkte afgeforceer word, het nie uit die lug geval nie, vriende. Om die oorsprong daarvan te verstaan, moet ons teruggaan na Karl Marx en sy disippels wat die konseptuele raamwerk daarvoor ontwerp het. En dan het ons nou 'n bespreking van Karl Marx wat die filosofie daarvan vir ons gegee het. En dan is daar so 3 persone, een van die Frankfurt School, Herbert Marcuse, op wie ons fokus. Maar wat ek wil doen is, ek wil een segment gou hier vir julle lees, wat 'n belangrike invalshoek is, wat nogal populêr ook vandag in die NG Kerke sien ek. En dit is Michael Foucault. Hy was 'n Franse filosoof. En dit is redelik belangrik om daai stuk vir jou te lees.
waarna ek dan 'n baie belangrike mediese toetssaak ook vir julle dan gaan lees. Vanuit 'n ander hoek, maar met dieselfde marxistiese onderbou, vind ons by die postmoderne filosowe soos Jacques Derrida en Michael Foucault dekonstruksie en relativering van alle waarheid en taal. Nie net word Jesus se woorde, jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vrymaak, gedekonstrueer nie. Enige aanspraak op ewige waarhede word ontken. Saam met hierdie dekonstruksie het Foucault wêreldbekendheid verwerf met sy boek van 1976, The History of Sexuality, The Will to Knowledge, waarin hy seksualiteit en geslag, soos dit in die Bybel en in die samelewing funksioneer, plaas binne magstrukture wat afgebreek moet word. Dit sluit aan by die Marxisme. Enige strukture moet afgebreek word. Het word 'n klassestryd. Foucault het beroemdheid verwerf in Noord-Amerika, waar hy onder andere die Universiteit van Californië, Universiteit van New York en in San Francisco sy dekonstruksie van seksualiteit in reekse lesings aangebied het. Daarmee saam het Foucault persoonlik betrokke geraak by selfde geslag verbintenisse in San Francisco en HIV opgedoen, wat hy aanvanklik ontken het en beskryf het as 'n aanhaling dreamed up disease. So hy het HIV beskrywe as 'n dreamed up disease en aangegaan in hierdie lewenstyl in San Francisco. Foucault is op 25 Junie 1984 in Frankryk oorlede, by een van die Universiteit van Sorbonne se opleidingshospitale. 'n nadoodse ondersoek het toe bepaal dat HIV een van die bydraende faktore was vir sy dood. Nou, om te demonstreer hoe hierdie genitief bewegings, vanuit die Marxisme ook, hulle eie werklikhede, hulle eie waarhede en klassifikasies skep of konstrueer, spesifiek wat betref die teorie dat biologie en geslag gedekonstrueer moet word, fokus ons op een van die boublokke van die huidige queer en LGBTQ+ beweging, wat vanuit die mediese en psigiatriese wêreld kom. Ons vertel nou die ware verhaal van wat agter die skerms gebeur het in 'n toetssaak van 'n beroemde psigiater wat die teorie in die mediese en sielkunde wêreld gepopulariseer het dat gender nie bepaal word deur biologie nie, maar deur jou ervaring, jou selfbewustheid en die omgewing waarbinne kinders groot gemaak word. 'n mediese toetssaak vir die queer beweging, Dr. John Money van John Hopkins Universiteit. Dr. John Money van John Hopkins Universiteit, 'n hoog aangeskrewe psigiater wat gespesialiseer het in geslagsveranderingsoperasies, het op 3 Julie 1967 vir Bruce Reimer, 'n babaseentjie, laat kastreer om voortaan as 'n meisie te leef. Bruce en Brian Reimer was tweelingseentjies wat gebore is op 22 Augustus 1965 in Winnipeg, Kanada. Bruce het 'n operasie ondergaan om die vloei van urine te verbeter, nie lank na sy geboorte nie, wat skeef geloop het deurdat die instrument wat die dokter aan diens vir die prosedure gebruik het, foutiewelik die hele penis verbrand het, sodat dit binne 'n paar dae volledig afgeval het. Getraumatiseerd met wat gebeur het, kyk Bruce se ouers, Ron en Janet Reimer, een aand na 'n onderhoud op TV waar Dr. Money van John Hopkins Universiteit die volgende stelling maak: "Ons is gestereotypeer in ons siening van manlik en vroulik, van manlike en vroulike gedrag. Ek veronderstel hoofsaaklik omdat dit letterlik eeue lank so was, waarskynlik honderde eeue." Dr. Money het die teorie ontwikkel dat 'n baba essensieel vir die eerste 2 jaar na geboorte nie manlik of vroulik is nie, maar neutraal gebore word. 'n Kind se omgewing en hoe daar vir hom of haar gesorg word, sal bepaal of die kind 'n seun of 'n meisie gaan word. Baba Bruce se ouers het gedink hierdie is 'n geleentheid om hulle kind te help, gegee die mediese ongeluk en die moeilike situasie waarin Bruce hom bevind het. Met hulle besoek aan Dr. Money by John Hopkins Universiteit, het hy hulle oortuig Bruce sal soos 'n normale meisie kan leef en toe 'n paar belangrike voorvereistes neergelê vir die proses.
Hulle sou onder geen omstandighede ooit vir Bruce mag sê dat hy eintlik 'n seun by geboorte was nie. Hulle moes vir hom 'n meisie naam gee, hy moes hormoonbehandeling kry, hy moes soos 'n meisie aantrek, slegs meisie speelgoed ontvang het en so meer. Hiermee saam moes die tweeling jaarliks vir 'n privaat ondersoek en kliniese gesprekke na die spreekkamers van Dr. Mouney kom vir monitering en navorsingsdoeleindes. Dit alles ooreengekom en nougeset nagekom, het die tweeling die middelpunt van Dr. Mouney se eksperiment geword om te bewys dat gender nie bepaal word deur biologie nie, maar aangeleer word. Dr. Mouney sou ook soos wat die proses vorder die resultate van die studie publiseer. So het dit dan gebeur dat Brenda as meisie en Brian, haar tweelingboetie, as seun grootgemaak is. Brenda het met baba poppe gespeel, 'n naaldwerkmasjien ontvang, meisieklere gedra en was in die skool volledig in alle opsigte ingedeel by die meisies. In 1972, toe Brenda 7 jaar oud was, het Dr. Mouney besluit om die sukses van sy navorsingsprojek aan die wêreld bekend te maak met die publikasie van sy akademiese boek Man and Woman, Boy and Girl, Differentiation and Dimorphism of Gender Identity from Conception to Maturity. Geskwee op die sukses van baba Bruce, wat grootgemaak is as Brenda, het Mouney verklaar: die oorheersende deel van genderidentiteit differentiasie vind plaas by wyse van sosiale oordrag deur hulle wat verantwoordelik is vir die herbevestiging van geslagsaanwysing in die daaglikse praktyk van grootword. Hiervolgens is gender nie 'n biologiese realiteit nie, maar word dit sosiaal aangeleer. Verder het die sukses van Brenda se grootword as meisie Dr. Mouney se definisie van genderidentiteit bevestig. Hiervolgens word mense gender nie bepaal deur biologie nie, maar deur ervaring en selfbewustheid. Binne mediese en sielkundige kringe het dit bekend geword as Dr. Mouney se teorie van genderneutraliteit, wat vinnig as feit opgeneem is in mediese en psigologiese handboeke wêreldwyd. In 'n BBC dokumentêre reeks van Channel 2 se Horizons program, wat oor 'n paar jaar programme oor die tweeling en Dr. Mouney uitgesaai het, is daar toe weer in die jaar 2000 'n opvolgreeks uitgesaai. Nou, baie interessant is, een van die onderhoude het 'n Dr. William Reiner, 'n gesiene dokter by John Hopkins Universiteit, toe gesê: die idee om 'n genetiese man in 'n vrou te verander is 'n beginsel van ons opleiding. Dis 'n dogmatiese leerstuk en dit is een wat ons aanvaar. Professor Mel Groenbeck van die Mediese Fakulteit van die Universiteit van Kalifornië het gesê: die tweelingsaak en wat ons daarvan geleer het Mouney se hipotese grootliks net versterk. Dit was regtig moeilik om dit uit te daag. Professor Milton Diamond, direkteur van die Pacific Center for Sex and Society by die Skool vir Geneeskunde by die Universiteit van Hawaii, het gesê: hier was 'n ondubbelsinnige, lewensgetroue man en hy is oorgeskakel om 'n lewensgetroue vrou te wees. Dit het 'n beduidende impak op kliniese behandeling gehad. Nou, hoor nou hier. Wat egter nooit deur Dr. Mouney in die openbaar bekend gemaak is nie, was dat Brenda se plaaslike psigiater vroeër reeds aan Dr. Mouney geskrywe het dat Brenda 'n ongelukkige kind is en nie goed aangepas het nie. Transkripsies van onderhoude selfs so vroeg as 1970 het aangetoon dat Brenda negatief was, aggressief geskop en geslaan het en soos 'n seun oor 'n lang tydperk. Brenda se ouers het ook berig hulle kind is ongelukkig en wou nie soos 'n meisie leef nie. Niks hiervan is ooit deur Dr. Mouney bekend gemaak nie. Nadat hy in 1972 sy boek gepubliseer het, was hy vasberade om die tweeling-eksperiment 'n sukses te maak. Hy het besef dat as Brenda nie soos 'n vrou gaan voel nie, sy eksperiment sou misluk. In 1973 het Dr. Mouney aan die tweeling seksuele prente gewys, hulle beveel om hulle klere uit te trek en moes hulle seksuele bewegings op mekaar uitvoer. Dr. Mouney het foto's daarvan geneem.
Dit was alles daarop gemik om Brenda te help om soos 'n vrou te voel. Tydens die onderhoud wat die BBC met Brenda en Brian gehad het, was hulle getraumatiseerd oor Dr. Mouney se optrede en het aangetoon dat hulle na 1973 nooit weer teruggegaan het vir opvolgbesoeke nie. Brenda het aan sy ouers gesê, ek haal aan, as ek weer vir Dr. Mouney sien, gaan ek myself doodmaak. In 1974 het sy ouers besef, hulle kan nie langer die leuen vir hulle kind wegsteek nie. Sy vader, Ron Reimer, het vir hom roomys gaan koop en hom toe vertel dat hy 'n seun by geboorte was. Dit was 'n groot skok vir Bruce, oftewel Brenda. Hy het vir sy pa gesê, ek wil nie 'n meisie wees nie, ek wil 'n seun wees. Brenda het onmiddellik sy naam verander na David en soos 'n seun begin lewe. David ontdek toe Dr. Mouney voortgaan om sy teorie dat jy 'n seun suksesvol as 'n meisie kan grootmaak te verdedig in sy werke en publikasies op grond van hom en sy tweeling Boetie. In die BBC onderhoud het David gesê, ek was ontsteld, kwaad en gewalg daaroor toe ek daarvan hoor, want daar was niks verder van die waarheid af nie. David het besluit om dit openbaar te maak. Hy kon nie toekyk hoe Dr. Mouney ander kinders se lewens verwoes, soos wat met hom gebeur het nie. David se tweelingbroer Brian het op 1 Julie 2002 selfmoord gepleeg. David Reimer het op 4 Mei 2004 selfmoord gepleeg. Hulle ouers het gevoel dat alhoewel Dr. Mouney nie volledig aanspreeklik gehou kan word vir die tweeling se dood nie, hy hulle getraumatiseer het as kinders, tot op die punt dat David selfmoordneigings ontwikkel het as tiener en volwassene. Hulle vader het tydens die BBC onderhoud gevra, ek wil graag aan Dr. Mouney vra, of hy mans genoeg sal wees om aan die publiek en selfs aan homself te erken dat hy 'n fout gemaak het. Hy het probeer om geskiedenis te maak en dit het nie gewerk nie. Die BBC het Dr. Mouney gevra om deel te neem aan die program en waar hy in die vorige programme met graagte daaraan deelgeneem het, het hy in 2000 die aanbod van die hand gewys. Tot sy dood in 2006 het Dr. Mouney nooit erken wat werklik gebeur het nie en sy genderneutrale teorie het toe alreeds in die mediese en sielkunde wêreld so ver veld gewen dat die grond voorberei is vir die queer en LGBTQ+ beweging, ongeag die selfmoord van David en Brian, die tweeling boeties wat die biologiese en sielkundige bewyssaak vir die queer beweging geword het. Dr. Mouney wou nie die waarheid erken dat sy teorie misluk het nie. Nou wil ek net 'n paar kritiese vrae vra hieroor en dan sal ek so 'n stukkie van Prof. B.B. Keet ook aan die einde net vir julle noem. Vra aan die marxistiese queer revolusie en Prof. Benny Keet. Dr. Mouney se teorie van genderneutraliteit wat alreeds in 1972 presies ooreengestem het met die queer teorie wat beweer geslagsidentiteit is illusionêr. Seksuele identiteit is 'n kulturele versinsel. Was volgens professor Anne Fausto Sterling te mooi vir hom om dit te laat vaar, al was dit onetiese gedrag. Tot sy dood in 2006 het Dr. Mouney geweier om vir die wêreld die volle waarheid te vertel dat die tweeling seentjies wat sy queer teorie van genderneutraliteit moes bewys, nie net selfmoord gepleeg het nie, maar dat hy ook doelbewus oor etlike jare die tweeling getraumatiseer het, seksueel geskaad het en psigiatriese verslae geïgnoreer het, sodat sy teorie van genderneutraliteit nie weerspreek kon word nie. Die teorie van genderneutraliteit was gebou op 'n leuen. Tussen veral 1972 en die jaar 2000 was 'n groot persentasie van die mediese en psigiatriese wêreld dogmaties daarvan oortuig dat gender en biologie neutraal is en sosiaal aangeleer word in die eerste paar jare van 'n kind se lewe. Die toetssaak hiervoor was die Reimer tweeling seentjies. Kan mens dit waag
om 'n ironiese vraag hieroor te vra. Kan dit wees dat die biologiese basis wat Dr. Mouney vir die queerbeweging geskep het, of wat gerieflikheidshalwe 'n basis daarvoor help skep het, nie net geëindig het met David Reimers as slagoffer van die mislukte teorie nie, maar dat die einste mislukte teorie vandag duisende slagoffers eis, deurdat Dr. Mouney se teorie die queerbeweging stiekrag gegee het en genderneutraliteit deur middel van nuw-marxistiese indoktrinasie genormaliseer is, sodat duisende kinders vandag die mislukte teorie van genderneutraliteit aanvaar en van gender probeer verander met katastrofiese gevolge. Dr. Mouney se boek Man and Woman, Boy and Girl het in 1972 verskyn, 2 jaar voor die dood van professor Benny Keet. Alhoewel die queerbeweging eers na die afsterwe van professor Keet momentum begin kry het, kan ons daarvan seker wees dat hy radikaal daarvan sou verskil het. Ons het reeds in ander hoofstukke gedeeltes uit Keet se werke oor die huwelik, man en vrou beskikbaar gestel. In sy merkwaardige boekie van 1955, Suid-Afrika waarheen, waarin hy pogings om die Bybel in te span vir apartheid ten sterkste verwerp het, skryf hy interessant genoeg oor 'n paar bladsye oor man en vrou, oor manlik en vroulik. Daar bespreek hy die bekende Galasiërs 3 vers 27 en 28 wat gereeld in feministiese en queerkringe gebruik word om te argumenteer dat geslagsrolle opgehef is. Professor Keet verskil en voer aan dat Paulus nie die uitwissing van grense bedoel nie. Aanhaling van Keet. Die man kan tog nie 'n vrou of die vrou 'n man word nie. Volkome juis. Paulus bedoel seker nie die uitwissing van verskille nie, maar hy sê tog dat daardie verskille geen skeiding bring nie. Verskeidenheid is 'n essensiële deel van God se skepping in die wêreld van mense sowel as dinge. Keet verskil nie net oor manlik en vroulik met die feminisme en nuw-marxisme nie. Hy het alreeds in 1945 'n merkwaardige stuk oor die hedonisme asook kapitalisme en kommunisme geskrywe. Nou ek wil nog net so 'n kort stukkie vir jou aanhaal en jy kan dan die oorspronklike tekste oor kommunisme, kapitalisme en hedonisme in Keet self gaan lees. Kom ek lees net vir jou 'n laaste paragraafie. Gegeewe die konseptuele raamwerk wat die marxisme voorsien het vir onder meer die feminisme, die LGBTQ+ en queerbeweging, sou dit relatief eenvoudig ook vir ons wees om die toepaslikheid van professor Keet se beskrywings en beoordeling in ons dag te verstaan en toe te pas. Ons plaas ook Keet se werk oor die hedonisme in die lig van die aandrang tot geluk as die hoogste doel van die mens, het sy deur seksuele vervulling of ekonomiese voorspoed. Hoor nou hierdie pragtige aanhaling uit Keet, wat vir ons ook nou hier werklik vasvat, deel van die groot probleem waarmee ons sit. Keet dui die regte rigting treffend aan vir die mens van sy dag en van ons dag. Aanhaling. Ons konklusie is dus dat die hoogste doel van die mens nie is om gelukkig te wees nie. Vriende, kan ek dit weer lees? Ons konklusie is dat die hoogste doel van die mens nie is om gelukkig te wees nie, maar om in ooreenstemming met die heilige wet van God uit liefde tot sy eer te lewe. In die najaag van daardie doel sal die mens ook sy hoogste geluk vind, omdat hy so alleen sy ware bestemming kan bereik. Vriende, dit was 'n mondvol. As jy kan wees by hierdie bespreking die 5de Julie in Bloemfontein, miskien sal dit vir jou van waarde wees om hierdie boekie saam te vat. Om dit te vergelyk met van die insigte wat julle daarso sal hoor. Vriende, baie dankie vir die saamkuier. As jy hierdie boek graag wil hê, stuur vir ons asseblief 'n e-possie, dan sal ons dit ook by jou kan uitkry. Vriende,
Tot volgende keer. Totsiens.